Genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Vanoggend kyk ons weer na Efesiërs 5 vers 21 tot 33. Want laas Sondag het ons gekyk na wat liefde beteken vir die vrou in 'n huwelik. En vandag wil ons bietjie kyk na wat is die man se behoefte in die huwelik, nê? En wat veral eerbied is. En wat beteken dit vir 'n man? Ons lees Efesiërs 5 vanaf vers 21. Ek wil eintlik vers 1 en 2 ook lees van Efesiërs 5, kom ek begin daar. Omdat julle kinders van God is en hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde soos Christus ons ook lief gehad het en om ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het. Ja, 'n offer wat vir God aanneemlik was. En dan vers 21, wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Vrouens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is. Die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. Christus is ook die verlosser van die liggaam, sy kerk. Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet die vrouens in alles aan hulle mans onderdanig wees. Mans, julle moet julle vrouens lief hê, soos Christus die kerk lief gehad het en sy lewe daarvoor afgelê het. Dit het hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat hy dit met water en woord gereinig het, sodat hy die kerk in volle heerlikheid by hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik. Die mans behoort hulle vrouens so lief te hê soos hulle eie liggame. Wie sy vrou lief het, het homself lief. Want niemand het nog ooit sy eie liggaam gehaat nie. Inteendeel, hy voed en versorg dit soos Christus met sy kerk doen, omdat dit sy liggaam is waarvan ons lede is. Daar staan in die skrif, daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe, en hulle twee sal een wees. Hierin lê daar 'n diep geheimenis opgesluit, en ek pas dit toe op Christus en die kerk. Maar dit is ook op julle van toepassing. Elkeen moet sy vrou so lief hê, soos hy homself lief het, en 'n vrou moet aan haar man eerbied betoon. Veral fokus op die laaste vers 33, maar dit is ook op julle van toepassing. Elkeen moet sy vrou so lief hê, soos hy homself lief het, en 'n vrou moet aan haar man eerbied betoon. Ja, almal van ons het 'n waardetank, nê, wat ons moet vul, nê? En jy wil tog waardevol voel. Ek dink geen mens wil voel ek beteken niks nie. Nee. Ons het 'n waardetank wat ons graag wil hê gevul moet word met 'n gevoel van ek het waarde. En natuurlik veral in die huwelik, nê, wil ek 'n gevoel hê ek het waarde vir my huweliksmaat. En so tank, ons kan mekaar in die huwelik veral my huweliksmaat se tank kan ek vul met waarde, nê, dat hy op sy waardevol voel, of ek kan dit dreineer. En daai dreinering vind altyd gewoonlik op vlak 2 kommunikasie, verhoudingskommunikasie plaas, wat dit gedreineer word. En soos ons laas Sondag ook gesien het, nê, mans en vrouens het verskillende brandstof. Nê, jy kan sê mans gebruik diesel en vrouens petrol. En om hulle waardetank te vul, dis waarop hulle leef, nê, petrol en diesel. En so sê Paulus dan ook hier in vers 33, maar dis ook op julle van toepassing. Elkeen moet sy vrou so lief hê soos hy homself lief het, en 'n vrou moet aan haar man eerbied betoon. So 'n vrou veral liefde. Liefde is haar petrol wat haar waardetank vul. En die man eerbied, nee, is daai diesel wat sy waardetank vul, dat hy waardevol voel. En ja, maar nou moet ons dit ook mooi in konteks sien, nê? Dit klink of mans net geëer moet word en vrouens net liefgehê moet word, maar eintlik is dit 'n algemene ding dat mans en vrouens moet albei geliefd voel en ook eerbied ervaar, nê? Want so begin Paulus, hy sê in vers 2, lewe in liefde soos Christus ook lief gehad het, om ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het, ja, offer wat vir God aanneemlik was. So, mans en vrouens mekaar lief hê. En dan begin hy hier, vers 21, wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. So, mans en vrouens moet mekaar lief hê,
en moet aan mekaar onderdanig wees. Alle gelowiges moet mekaar lief hê. En alle gelowiges moet aan mekaar onderdanig wees. Maar in die huwelik vind daar 'n verbesondering plaas. Nee, in die huwelik moet die vrou uitblink om eerbied te wys. En in die huwelik moet die man uitblink om liefde te wys vir sy vrou. Ja, goed. So, in die huwelik moet die man uitblink om liefde te wys vir die vrou, en die vrou uitblink om eerbied te bewys aan haar man. Want God het ons gemaak, en hy weet wat is die behoefte wat 'n man het, en wat die behoefte veral die vrou in die huwelik het. Vir die man is dit belangrik, dat hy die eerbied en respek van sy vrou kry, dit is vir hom belangrik. En in die huwelik is dit vir die vrou belangrik om liefde te ervaar van haar man. Yes, en so. Goed, maar nou die groot probleem is net mans dink baie keer in die huwelik verkeerdelik dink hulle as hulle vrou vir hulle iets vra, dan moet hulle verduidelik, verdedig en regverdig gewoonlik. Weet die vrou vra dalk, hoekom is jy so laat? Dan sê die man, dit is omdat ek moes laat werk. Die verkeer was erg en ek moes nog brandstof in. Dan verduidelik hy, maar eintlik moet hy haar lief hê, Dis 'n liefdesvraag wat sy eintlik vra baie keer, maar verstaan dit nie. Weet mans verduidelik altyd en regverdig op die eindelik hulle self. Terwyl jy net moet lief hê. Ons het vinnig gekyk laas Sondag, wat beteken liefde vir 'n vrou? Ons gaan nou kyk na die man, veral deur eerbied en respek vir die man. Lief hê beteken vir die vrou, God is die belangrikste in my man se lewe. Die belangrik, maar na God kom ek. Ek kom voor sy werk, sy kollegas, eintlik nog voor die kinders ook. Na God kom ek. Tweedens beteken liefde vir 'n vrou, haar man moet besorg wees oor haar gevoelens, haar gedagtes en opinie. Moet haar gevoelens nie net afskryf en sê, ag man, jy's nou net emosioneel nie. Jy moet besorg wees, jy moet luister na. En derdens, haar man moet erken en jammer sê as hy haar seer gemaak het. En hy moet ook weet hoekom hy haar seer gemaak het. En hy moet haar gevoelens en emosies erken. En dan ook kan hy sê jammer. Dit is nou laas week veral gekyk na die vrou, wat beteken vir haar liefde. Vrouens moet aan hulle mans eerbied betoon, dis waarop ek nou wil fokus vanoggend. Nou baie keer dink vrouens, hulle hooftaak is om hulle mans te verander, om vir hulle mans te wys hoe hulle die man van God kan wees, hoe hulle die hoof van die huis kan wees nie. Hulle wil baie keer hoe hy 'n goeie pa kan wees, Vrouens wil baie keer die mans verander, En terwyl hulle die mans se waardetank moet vul met eerbied en respek. Jou hooftaak is nie om jou man te verander nie. Jy gaan dit ook nie reg kry nie. Hy gaan net verdedig en regverdig. Hooftaak is eerbied en respek. En ek wil eers net 'n bietjie opmerking maak oor eerbied. Eerbied klink amper dat asof iemand hoër as die ander een is. Eerstens, eerbied, vrouens moet slegs eerbied betoon aan hulle mans in die huwelik. Dis nie 'n algemene riglyn dat vrouens aan alle mans eerbied moet betoon nie. Nee, dis vir die huwelik. So sê nie daar by die werkplek. Natuurlik as jy jou baas 'n man is, dan eerbied en respekteer jy hom, maar dit is of dit 'n man of 'n vrou maak nie saak nie. Ons het al eintlik 'n ruk terug daarna gekyk. Eerbied is vir in die huwelik, net teen jou man. Dis waar dit op van toepassing is. Verder gaan dit nie oor belangrikheid nie. Hierdie eerbied beteken nie een is belangriker as die ander nie. Voor God is ons almal gelyk. Man en vrou het eweveel waarde. Is vir God kosbaar, want Jesus het betaal vir my man se sondes en vir my vrou se sondes. En dit is waar ons waarde lê, die bloed van Jesus. So vir God is een nie belangriker as die ander nie. Ons is ewe belangrik, ewe waardevol. Dit moet ons nou net eers vashou as ons nou verder praat oor eerbied. Duur gekoop met die bloed van Jesus, man en vrou.
Hoekom moet ek eerbied aan my man betoon? Want dit vul sy waardetank. En dit bring, as die waardetank van die man en vrou gevul is, bring dit 'n geseënde huwelik voort. Dan kan God se seëning vloei. So jy eerbied en toon respek vir jou man, sodat God ook die huwelik kan seën. Dit gaan nie dat jy een is belangriker as jy glad nie. Dit is gelyk. So wat beteken eerbied vir die man? Want baie keer weet die vrouens nie wat dit beteken vir 'n man om eerbiedig te word of gerespekteer te word nie. Kom ons kyk bietjie gou, wat beteken dit vir die man? Okay, ons het gekyk na die liefde en nou vrou moet haar man eerbied betoon. Teken eerstens aanvaarding. Ek moet my man aanvaar net soos hy is. Dis wat 'n begeerte wat 'n man het, dat sy vrou hom sal aanvaar net soos hy is. Sonder dat hy moet verander, moet sy vrou hom aanvaar. As die vrou heeltyd die foute uitwys en hoe hy kan verbeter, wat ervaar hy dan? Verwerping. Hy is nie goed genoeg nie. En dit is die teenoorgestelde van aanvaarding. So eerstens, aanvaar jou man net soos wat hy is, sonder om hom te wil verander. Tweede betekenis vir eerbied vir mans is bewondering. 'n Man wil graag hoor sy vrou bewonder hom, woorde van bewondering en goedkeuring hoor. Jy's regtig 'n goeie man. Jy's so 'n goeie pa vir ons kinders. Ekskuus, ek weet nie hierdie onderbreking. Is daar 'n ander battery? Okay, goed. Ek gaan maar probeer voortgaan. Wees maar geduldig vir die geraas. Bewondering. Ja, 'n man wil graag woorde hoor van bewondering en goedkeuring. Dat hy goed genoeg is. Dat hy goeie pa is, dat hy goeie man is, dat hy goed voorsien, dat hy 'n sukses is. Weet, vrouens, wil ek amper sê, moet ook baie keer bietjie fokus plaas op hulle mans se oorwinnings, hulle suksesse. In plaas van, wat gebeur baie keer? Vrouens vergelyk hulle mans met ander mans. Kyk hoe's daai ou, so. Plaas bietjie regtig fokus op jou man se sukses en sy oorwinnings, in plaas van om van ander mense te praat, hoe goed is hulle, en ander mans, dat hy weer daai verwerping ervaar. Hy is nou ek weet nou nie. Kom ons kyk maar hoe gaan dit, Arnold. Dan, 'n derde betekenis vir eerbied en respek vir die man, beteken, daar moet waardering wees vir sy pogings wat hy doen, 'n man probeer ook baie keer maar net liefde wys, Hy wil so graag hoor dat sy vrou ook vir hom dankie sê. Dankie sê vir sy versorging, voorsiening en sy pogings om haar lief te hê. Hy wil regtig waardering. Baie keer wys vrouens nie dankbaarheid nie, maar wys die foute uit. Of neem dit wat hy probeer doen as vanselfsprekend. Dit is mos maar sy werk as man en pa en so. Sê dankie. Moenie alles net vanselfsprekend aanvaar nie. Sê dankbaarheid. So as 'n vrou haar huwelik wil vernietig, ek gaan vir jou 'n paar riglyne gee, probeer jou man heeltyd verander en kritiseer en vergelyk met ander mense. Dan vernietig jy jou huwelik. Dan dreineer jy sy waardetank, Goed. So ja, om jou huwelik te vernietig is, probeer jou man jou uit verander, kritiseer en vergelyk met ander mans. En pas op ook, en ek praat dis nou vir man en vrou, ons kan baie keer skinder van my man of my vrou, onder die dekmantel, ek deel dit met my pelle of met my vriendinne om vir my huwelik te bid. Pas op dat dit nie geskinder raak van jou man of jou vrou nie. Ek deel dit want jy moet vir my bid, maar dan praat jy nou van al die slegte dinge van my man of van my vrou. Pas op daarvoor ook. En moenie alles net as vanselfsprekend vind. Dit wat jou man doen nie. Sê jou dankbaarheid. Dit beteken baie vir 'n man
om te hoor sy vrou is dankbaarheid, om tevredenheid in haar oë te sien en dankbaarheid, nee, bring soveel genesing in 'n man se hart. Uiters belangrik. Maar nou kan jy dalk dink, maar my man is nie volmaak nie, en ek weet, daar's nie een man wat volmaak is. Nou, wie gaan vir hom vertel van sy foute? Wie gaan vir hom vertel hoe hy kan verbeter, nê? Want ja, nie een van ons volmaak nie. Vertrou die Heilige Gees. Vertrou die Heilige Gees. Dis die werk van die Heilige Gees. Die Heilige Gees kan harte verander. Maar as jy heeltyd kritiseer en foute wys, nê, die man verdedig selfregverdig en verduidelik. Maar vertrou die Heilige Gees, want Jesus het ook gesê, Johannes 16 vers 8, hy verwys na die Heilige Gees wat gaan kom, en hy sê, as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Dis die werk van die Heilige Gees. So, as jy met jou man praat, nê, bou hom op. Fokus op sy positiewe punte. Dit wat hy reg doen. Vertel dit vir hom. Sê dankie daarvoor. En met wie praat jy as jy wil kla oor jou man? Praat met die Here. Praat met God. Ons noem dit intersessie. Tree vir jou man in en vra vir die Here dat die Heilige Gees die foute sal kom uitwys in jou man se hart. Sal kom oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Dis intersessie. So in plaas van so te kla en te verwyd, bid eerder vir jou man. Bid vir hom. Vertel dit vir die Here. En dit is en vertel vir jou man van sy positiewe punte. Dit bou hom op. En as 'n man opgebou word net, dan wil hy nog beter doen. Dit werk net so. Ons dink baie keer negatiewe motivering werk. Negatiewe motivering werk nie. Nee, positiewe motivering, dan wil hy nog beter doen. So volgens Efesiërs 5 vers 33 moet die vrou haar man aanvaar, bewonder en waardeer en dan vir hom bid. Bid, so belangrik. Daar is baie uitdagings wat mans ervaar in hierdie lewe. Net soos vrouens ook. 'n Man en vrou moet vir mekaar bid, maar daai dinge wat jou pla, bid vir die Here, dat die Here dit sal verander. So as ons mekaar nie verstaan nie, as ek nie weet wat beteken liefde vir my vrou nie, nê, daai 3 betekenisse, en ek weet nie wat beteken eerbied vir my man nie, nê, dan dreineer ons mekaar se waardetanks. En dan gebeur dit gewoonlik soos volg, nê, kom ons vat 'n scenario. Die man raak besig, baie besig by die werk en so, en sy vrou is nie meer prioriteit nie. Nee, sy ervaar is net werk. Dit is al wat die tyd vat. En 'n man moet werk, nee, maar dit kan nie onbillik raak nie, maar baie keer kan 'n man so in sy werk aangaan dat hy regtig sy vrou afskeep. Nou ervaar sy's nie prioriteit nie. En dan begin sy kla. Die werk net. Is nooit hier nie. Ek sit alleen met al die probleme by die huis. Nee, klaar. Dan verdedig hy weer en hy regverdig homself. Hy verduidelik hoekom hy so hard moet werk en hy verdedig en hy regverdig homself hoekom hy so hard moet werk. Sy probeer dan haar gevoelens aan hom verduidelik, nee, maar hy's op vlak 1 nog, nee. Dit is hoekom ek moet, nee, dit is die brandstofprys gaan op, al hierdie dinge gebeur, ek moet hard werk om vir die gesin te sorg. En sy probeer haar gevoelens verduidelik, hy verstaan dit nie, want hy is net op vlak 1 en sy is hier op vlak 2. Ja, so sy probeer nou net verduidelik haar gevoelens, en hy verduidelik en regverdig homself. En hy kritiseer op die einde haar gevoelens, man, jy is te emosioneel. Jou gevoelens stel nie, dit is onredelik. En dan begin hulle al hoe meer en meer te argumenteer oor die kleinste ou dingetjie. Begin hulle net meer en meer argumenteer, want hulle waardetanks is gedreineer. Die enigste ou klein dingetjie nee, irriteer jou van die een. En hulle val mekaar aan en verwyd mekaar. En beskuldig mekaar, kritiseer en verdedig en regverdig heeltyd.
En dan voel die man, nou het hy nog meer rede om minder tyd by die huis te spandeer. En hy onttrek nog meer, hy maak sy hart nog meer toe vir sy vrou. En sy ervaar nog meer verwerping en nie liefde nie. En dit word, wat 'n klein dingetjies word, hierdie groot saak. Sy voel waardeloos, as ongeliefd, en hy onttrek. En dan kritiseer sy verder, om hom probeer verander, en vertel van hoe ander mans is, en hoe beter paas hulle is, hoe meerder hulle sorg, en al die goeders. Nee, en hy voel net verder nog 'n mislukking, en geen eerbied van sy vrou se kant af nie. Dis wat gebeur. Nou wil ek bietjie strategie gee. Ek het laas week bietjie 5 strategieë gegee vir die mans, hoe om konflik op te los. As daar konflik in die huwelik is, nou wil ek ook bietjie strategie gee vir die vrou, ook hoe om konflik op te los. En om hierdie strategie te volg, moet natuurlik, ek moet my vlees afsterf, ek moet die minste wees. Vir die man ook, maar kom ons kyk hier, wat die vrou kan doen as daar konflik is. Sy optel as iets wat nie lekker is nie. Die eerste strategie is, hou op beskuldig, en probeer hom oortuig wat hy verkeerd gedoen het. Hou op beskuldig en probeer oortuig. Want hy is op vlak 1 en hy gaan verdedig en homself regverdig. So wat is die Joodse strategie is? As hy kom met vrae, vra om die gesprek na vlak 2 verhoudingskommunikasie te laat gaan. Omdat hy op vlak 2 kom, want dit is eintlik 'n verhoudingsboodskap wat jy kry, ongeliefd. So begin vra. Om die gesprek na vlak 2 te skuif, en dat hy kan hoor, dit gaan oor jou waardetank, wat getap word as jy nie prioriteit is nie. As jy na sy werk, na sy pelle, of wat ook al kom. Dan 2 spesifieke vrae, wat jy moet vra. Ek ervaar, ek het jou verwerpe laat voel, en dat ek jou nie waardeer vir alles wat jy vir my doen nie. Is dit so? So vra vir jou man, jy kan agterkom, ek hoor jou stemtoon, ek kan sien hier's iets, het ek jou verwerpe laat voel? En wat het ek gedoen om jou verwerpe te laat voel? En dat ek jou nie waardeer nie. Is dit so? Dan die tweede vraag, kan jy my vertel hoe ek dit gedoen het? En hoe ek jou laat voel het, toe ek dit gedoen het? Dadelik is dit by vlak 2. So die 2 vrae is, ek ervaar, ek het jou verwerpe laat voel, en nie gewaardeerd voel nie, met wat ek gedoen het. Is dit so? En dan vra jy, wat het ek gedoen? Vertel my wat ek gedoen het, en hoe ek jou laat voel het, toe ek dit gedoen het. Dan is dit vlak 2, en jy spreek die man sy eerbied en waarde kwessie aan met hierdie vraag. Dat hy geëerbied, as jy dit vra, dan eerbiedig jou. En jy wys, sy waarde is vir jou belangrik. Ek probeer hoor, hoekom jy so voel. Hoekom voel jy, ek respekteer jou nie? En dan, strategie 4 is, as hy vir jou sê, weet jy, toe jy my so gekritiseer het, of toe jy vertel het, hoe goed is daai man, en wat hy gedoen het, het jy my nou so waardeloos laat voel, dit vir my gevoel, jy vergelyk my met hom. Vat verantwoordelikheid. Jy het dit dalk nie so bedoel nie, maar vat verantwoordelikheid en sê, ek is jammer, ek het jou so laat voel. Ek is jammer, ek het jou so laat voel, ek bekeer en ek vra, sê my vergewe. En daarna, strategie 5 is, sê vir hom, spreek woorde van waardering. Sê, ek sien raak wat jy doen, dankie vir wat jy doen. Ek respekteer jou, jy is 'n goeie man, pa. Jy voorsien goed vir ons. Spreek dit uit, bedank jou man vir al sy pogings in die huwelik. En as man en vrou bereid is om hierdie 5 strategieë te volg, as jy nou dink aan laas Sondag, die mans, die strategieë wat daar ook as wenke gegee is, as albei met so gesindheid in die huwelik is, dan gaan mens konflik vinnig oplos. Dit vra ook net een van die 2, as daar konflik is, net een van die 2, om te sê, weet wat, ek stop dit hier, julle weet daai, ons praat van die wapenhandelaar, wat daar die bos uitskiet, ek stop dit, ek breek dit, en jy begin hierdie strategie volg met hierdie vraag. En dan is net een van die paar, daai besluit neem, sal konflik opgelos word.
Maar dit moet eintlik wees, die een kan amper nie voor die ander een dit begin volg nie. As een dit volg, dan word die konflik opgelos. En dan kom die Here, deur sy Gees, en hy bring genesing en herstel. En 'n huwelik, nee, as mense sê daar's nie konflik in 'n huwelik, dan wonder ek of hulle mekaar liefhet. Eerlikwaar. Ekskuus, dalk is jy 'n perfekte huwelik, nee, geen konflik alles. Maar as jy omgee vir die ander een, nee, en as jy lief is vir die ander een, dan raak dit jou wat die ander een doen, baie keer onwetend. Want jy sê dit is lief, dis die belangrikste persoon in my lewe, en dit wat daai persoon doen, en jy tel dit negatief op, dit raak my. As jy nie lief is vir die persoon, kan jy maar doen wat hy wil, of sy kan maar wat hy wil. So 'n konflik gaan ons hê, maar ons moet deur die Gees lewe, en bereid wees om hierdie strategie te volg, om mekaar se waardetanks vol te maak. Om gefokus te wees op, wat vul my man se waardetank? Wat vul my vrou se waardetank? En die kommunikasie na daai vlak 2 toe vat, daai verhoudingsboodskap wat oorgedra is, om dit te genees en te herstel. Ja, kom ons bid vir ons huwelike. Vader, ons kom en sê dankie Here. Dankie Here dat U ook 'n man en 'n vrou bymekaar plaas. Here, want U sê ook, dit is nie goed dat die mens alleen is nie, daarom het U vir hom en vir haar 'n hulp gemaak wat by mekaar pas. En dankie Here ook dat U ons ook sterker maak, Here, in die huwelik. 3 dubbele tou met Jesus as die derde string. Maar Vader, die vyand kom ook en hy weet as hy huwelike kan vernietig, dit het so 'n groot effek op die huisgesin, die familie, alles val uit mekaar uit. Bedieninge, die kerk val uit mekaar, Here, waar daar egskeiding en die dinge is, Here, en kry die kerk ook seer, die geloofsfamilie kry ook seer. Dit is so belangrik, dat ons ook die man sal wees wie U wil hê ons moet wees, en die vrou sal wees wie U wil hê ons moet wees. Dat ons met liefde en respek sal lewe. Selfs ook in ons werkplek ook, Here, om ook vir die mense bo ons eerbied en respek te wys, werkgewer, maar dat ons ook, Here, na die mense onder ons die liefde sal wys ook, Here. Dat hulle omgee, dat hulle belangrik is, dat hulle kosbaar is. Lei ons, Here, Heilige Gees, kom versterk die huwelike in die gemeente. Dat dit sal wees, Here, soos wat U dit wil hê. Vra en bid dit in Jesus se naam. Amen. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.